Goeiedag en baie welkom by Sondag 17 Desember se boodskap. Ons is nog steeds besig om te gesels en te leer hoe om goddelike karakter te kweek en ons kyk vandag na God se getrouheid. Dit wat ons ook in hierdie feestyd, in ons Christusfees vier, God wat sy trou kom bewys het. So vandag dek ons die tafel daarvoor, dan vir volgende Sondag die 24ste en ook Kersdag, dat is juist die vervulling van God se trou ook gaan vier en herdenk. Daar's natuurlik net soos met vrede, wat ons verlede week by stilgestaan het, ook 'n groot waarheid in. Almal smag na betroubaarheid. Net soos wat mense smag na vrede, wil almal iemand hê wat hulle kan vertrou, of op wie hulle kan staat maak. So kom ek vra 'n vraag, wat is vir jou die sterkste vorm van betroubaarheid? Wat is vir die sterkste vorm van betroubaarheid? Ons vertrou so maklik in dinge, nê? Sekere voertuigmaatskappye adverteer ook hulle voertuie as betroubaar. Elke keer as jy oor 'n brug ry, dan ry jy eintlik onwetend in vertroue dat dit sal hou. Maar watse karaktereienskappe het mense vir jou? Sterkste vorm van betroubaarheid. En dan is my vraag, is dit waar van jou en my? Daar's 'n probleem. sien, ons lewens word oorheers met wantroue in sisteme, in mense, in produkte. Hoekom? Want ons is al soveel keer teleurgestel. Verdere probleem is, dit gebeur met almal van ons, en ons almal sukkel maar met ook betroubaarheid. Hoekom? Want ons is beperk, ons is onvolmaak, ons is onvoltooid, ons is tydelik, ons is wispelturig, want ons is mense, en mense maak foute. Waarom dink jy as jy aan getrouheid dink? Ek dink aan woorde soos eg, né? As ons trou ook in die huwelik bevestig word, word ons in die eg verbind om trou te sweer aan mekaar. Getrouheid laat my dink aan waarheid. Waarheid. Né? Betroubaar. Standvastig. Getrouheid is deel van God se karakter. Soos elkeen van die ander waarna ons gekyk het, ons het gekyk na geduld, ons het gekyk na barmhartigheid, na vrede. Reg deur die Bybel is dit die toestand waarin God met homself bestaan. Hy het juis vrede gebring, 'n stabiliteit gebring, omdat hy as Vader en Seun en Heilige Gees dit so bewerk het. sien, getrouheid is nog altyd ook God se wil vir ons. Dit is wat hy vra van die mens, om getrou te wees, om gehoorsaam te wees. Dis die woord wat redelik gereeld gebruik word as God van ons getrouheid of betroubaarheid vra. En dit is hoekom hy op 'n einde kom red en versoen, want hy weet ons sou sukkel daarmee. Goed, kom ons bid saam. Here, dankie dat U weet ons is mense wat feilbaar is, wat foute maak. Ons sukkel om te vertrou, ons sukkel om betroubaar te wees, ons sukkel om betroubaarheid te vind. Ons is in 'n onvolmaakte toestand. Maar U het ook begrip daarvoor. En daarom bid ons dat U ook nou vir ons sal leerbaar maak. Mag ons vormbaar wees in U troue hande. Leerbaar, ontvanklik. Ons vra dit in U naam Jesus. Amen. Ons fokusteks vir vandag kom uit Eksodus 34 vers 5 tot 10. Ons het al een van die verse op gefokus, maar ons gaan vandag so 'n bietjie dieper stil staan in dit. So God en Moses is in gesprek met mekaar en dan lees ons daar, die Here het 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam die Here uitgeroep. En dan, terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde. Maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Kyk, al daai woorde praat eintlik van hoe onbetroubaar of ontrou die mens kan wees.
ongeregtigheid, oortreding, sonde. Maar hierin lê ook 'n waarskuwing. En dan sê die Here, ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag. Moses het toe vinnig gebuig in eerbied en gesê, as ek die goedgesindheid geniet, Here, moet U saam met ons wegtrek. Al is die volk moedswillig, moet U ons ongeregtigheid en sonde vergewe. Laat ons tog U volk bly, U eiendom. Toe die Here gesê, ek sluit nou 'n verbond met julle. Voor jou hele volk gaan ek magtige dade doen wat nog nooit tevore op die hele aarde onder enige nasie gedoen is nie. Die hele volk by wie hy is, sal sien wat ek die Here doen. Wat ek vir jou gaan doen, sal hulle met ontzag vervul. Het is moeilik om God se karakter te beskryf, en hierdie woorde is al vir duisende jare die woorde wat ons gebruik om te sê wie God vir ons is. Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Die Hebreëse begrip vir hierdie betroubaarheid, hierdie trou, is die woord emet. Dit kan ook vertaal word met geloofwaardig of selfs waarheid. Daar's 'n vorm van emet wat ons baie gebruik, baie gereeld gebruik, en dis die woord amen. Dis eintlik 'n verbuiging van die woord emet. Wat beteken, dis waar, dis waarheid, dis verseker. Jesus sê dit gereeld in die evangelies, dan sê hy amen, amen. As jy dit in die Griekse teks gaan lees, dis 'n Hebreëse woord amen, wat beteken verseker sê ek vir julle. Verseker sê ek vir julle. Amen. So, emet en amen verwys na korrekte idees of konsepte. So, emet het te doen met stabiliteit en betroubaarheid. In Eksodus 17 moes Aaron en Hur Moses se hande ondersteun sodat dit standvastig, sodat dit emet kon wees. Ons lees dit daar in vers 12. Wanneer hulle teen die Amalekiete veg, het Moses het op die heuwel gaan staan, hulle het hom laat sit op 'n klip, en solank soos dat Moses sy hande in die lug kon hou, in standvastigheid, het die Israeliete gewen. Sodra sy arms moeg geraak het en gesak het, het hulle die stryd verloor. En daarom kom hierdie twee manne en hulle lig sy arms op en hou dit daar in posisie, sodat dit emet kon wees, standvastig kon wees. Moses moes ook mense of manne met emet kies, vertrouenswaardige mense, die leiers wat hy kies. In Eksodus 18 vers 21 lees ons van hulle is mense wat nie omkoopgeld sou aanvaar of ongeregtig sou optree nie. En hy moet hulle kies en aanstel 70 leiers wat hom sou help om veral regsprake uit te lewer. So, God openbaar homself aan Moses as betroubaar en stabiel, keer op keer. En wanneer hy hulle deur die Rooi See lei en red van die Egiptenare, dan besing Moses ook God se emet. Mens lees daarvan in Eksodus 15. En ook in Deuteronomium 32 getuig Moses in sy afskeidstoespraak oor God as 'n standvastige rots, want hy het emet. Eksodus 15 vers 13 en daardie bekende lied van Moses. Deur U trou, U emet, het U die volk gelei wat deur U verlos is. Hulle deur die krag gebring na U gewyde land toe. En dan in daardie afskeidstoespraak in Deuteronomium 32, hy is die rots, God is die rots. Sy werk is volmaak, alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God, emet, sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar, weer emet. Hierdie woorde en getuienis en belydenis van wie God is deurweek met hierdie begrip. So Moses getuig dat ons God kan vertrou om konsekwent met sy karakter te kan wees.
Die Hebreëse woord vir vertrou, die werkwoordvorm van emet, is heemin. Heemin. En dit word baie keer saam met dit gebruik, en ons vertaal dit baie keer om te glo, of om geloof te hê, of om te vertrou. Die eerste persoon in die Bybel wat God as geloofwaardig beskou, is Abraham. God vind in Abraham 'n man met emet. En daarom kom sluit God in sy emet 'n verbond met Abraham. Abraham en Sara is al oud. Hulle kry 'n belofte dat hulle 'n nageslag sal hê, dat hulle kinders sal hê. En ten spyte van hulle hoë ouderdom, heemin Abraham vir God om sy belofte te vervul. In Genesis 15 herhaal God hierdie verbond wat hy in hoofstuk 12 van Abraham beloof het. En dan spreek hy ook hierdie vertroue in God uit. En in net 4 geslagte word 'n nasie, Israel, gevestig. Hoekom? As gevolg van God se emet. En God nooi hierdie nasie, hierdie volk, Israel, om in 'n verhouding met hom te gaan wat gebou is op vertroue in hom. Gebou is op emet. As gevolg van God se betroubaarheid, sy emet, stap hy standvastig hierdie pad met Israel, ten spyte van hulle wispelturigheid. Ons lees veral in die konings en kroniekeboeke, Samuel, hoe gereeld hulle weggedraai het van God se pad deur wispelturigheid, maar God het getrou gebly. Kom ons gee weer 'n tree terug. Wanneer God Israel uit slawerny red en deur Moses dan uitlei, dan vra God hulle om hom te heemin, om hom te vertrou, om te glo. En dit is wat God ook dan vir Moses sê, as hy vir hom sê, ek is Jahwe, ek is die een wat is wie ek is, sal wees wie ek gesê het ek sal wees. En dan, wanneer God hulle red, lees ons in Eksodus 14 vers 31, toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo, heemin, en ook in Moses, sy dienaar. Maar hulle emet, hulle vertroue wankel, toe hulle die reëse sien. En hulle wantroue veroorsaak dat hulle vir 40 jaar lank verdwaal in die woestyn. Maar dit eindig nie daar nie. Daar sou 'n man kom wat nie vir reëse skrik nie en wat in emet voor God sou lewe. Dawid. Dawid se psalms fokus baie op God se betroubaarheid, sy emet. Meer as 60 keer kom dit in sy psalms voor. Onthou, dit word baie keer herhaal in een enkele psalm. In die 73 psalms wat hy geskryf het, vorm dit sterk karaktereienskappe wat hy van God en oor God beskryf. En ook meer as 30 keer beskryf hy die Here as 'n standvastige rots. Begrip wat Dawid baie in sy psalms gebruik. En inteendeel meer as net Dawid se psalms kom dit ook voor. Dawid se koninkryk sal emet hê in die ewige standvastige Jesus. Die belofte wat God aan Dawid maak, dat hy sy huis, sy koningshuis sal oprig en dat daar iemand uit sy nageslag sal kom wat vir ewig emet sal hê. Hierdie koning sal vir ewig die bron van vertroue en stabiliteit vir ons wees. Kom ons vat saam. Emet, betroubaarheid, die goddelike karaktereienskap wat ons wil kweek, is iets wat vir ons hoop bring. Hoop gaan oor 'n toekomsverwagting, 'n positiewe toekomsverwagting wat jy het. En dit is wat Jesus vir ons bring. Dit is wat ons in hierdie tyd, in hierdie feestyd vier. Betroubaarheid bring ook vertroue. Bring vertroue. En vertroue gee vir ons 'n stuk standvastigheid. Vertroue bring vir ons sekerheid. Betroubaarheid bring ook vrede. As jy weet, jy kan op iemand staat maak om hulle woord te hou, bring dit vir jou kalmte, vrede. Betroubaarheid bring ook vir ons perspektief.
Want perspektief gee vir ons insig en onderskeiding, sodat ons begrip kan hê en meer kan verstaan, en dit laat groei ons geloof en versterk ons vertroue. Ek gaan nou vir ons 'n lied speel, 'n lied wat hierdie grootheid van God ook besing. Kyk en luister en word deur hierdie woorde ook bedien. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater,
Kom ons bid saam. Here, dankie dat U standvastig en betroubaar is. Dankie dat U die een is wat nie wankel nie. U is betroubaar en U is konstant betroubaar. Dankie dat U nie halwe werk doen nie. Dat U doen wat U sê U sal doen. Dat U is wie U gesê het U sal wees. Here, en ten spyte van ons wispelturigheid, bly U getrou. Maar ons kom vra, Here, help ons om ook getrou en betroubaar te wees. Om vir mense hoop te gee. Om vir mense standvastigheid te gee. Om vir mense kalmte te bring en perspektief. Omdat ons ook mense is wat betroubaar is. Omdat U ons help om so te wees. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek spreek weer die seën oor jou uit Romeine 15 vers 13. Mag God die bron van hoop jou deur jou geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat jy op alles sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde dag ook verder hê. Amen.